Protect us, that you guide us. Dankie Heilige Gees dat U in ons lewe en dat U ons beskerm. Ek kom bid Here Jesus dat U my mond vandag gaan met sout gaan besprinkel, Here Jesus, met die Heilige Gees gaan besprinkel. Dat U my liggaam gaan kontrol en dat U in beheer gaan wees van alles wat gaan plaasvind. In die magtige naam van Jesus. Steek my weg agter die ou ruwe kruis en beskerm my, Here Jesus. Wees vir my 'n God van nabyheid, Here Jesus. Baie dankie dat U elkeen sal seën. Baie dankie vir U genade. En dankie vir die seën in Jesus naam. Amen en amen. 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 Baie. Kom ons gee die worship team 'n hande klap. Ja, jy weet nie hoeveel oefeninge gaan daar gepaard teen. Gister toe ek terugkom uit Windhoek uit en nou kom hier in, dis hulle besig. Halleluja. Ek groet julle almal in die onfeilbare naam van ons Here Jesus Christus. Ek groet vir pastoor en Suster Bonita. En ek salute julle. Ek salueer julle. Omdat die Here 'n groot plan het in julle lewens en omdat julle die geroepenis van die Here is. En die bloedgewaastenis is gegroet. Moenie vergeet dat ek gesê het ek salute hulle nie. Ons gaan daar uitkom. Ek salute hulle. Maar het is baie belangrik. Amen. As ek 'n pause het, as ek bietjie stil raak, weet net dat ek connect net weer met die Heilige Gees. So my van kardinale belang, halleluja, daar kom my woord weer deur. So my van kardinale belang om connected met die Heilige Gees te wees. Because as long as I'm connected with the Holy Spirit, nobody can do anything. And nothing can happen to me because I'm connected to the Holy Spirit. En dit is so lekker om in die Heilige Gees te wees. Toe hulle nou daar agter vir my vra, what is the title of the message? So sê ek, the Holy Spirit. En dat gaan baie goed gepaard met die Heilige Gees, maar die boodskap van laasweek Sondag het gegaan oor die Heilige Gees. Hoe lyk iemand wat die Heilige Gees het en hoe lewe iemand wat in die Heilige Gees is en wat is die karaktereienskappe van persone wat nie by die Heilige Gees is nie en wat is die karaktereienskappe van die wat is by die Heilige Gees. Dit was laasweek Sondag se boodskap. U stem saam nie? Amen. Dit is waar. Amen. Romans 8, hulle het gelees Romans 8 verse 5. Romans 8 verse 5 said, those who are motivated by the flesh only pursue what's benefit them. But those who will live by the impulses, kom ek stop eers gou by impulses. If you get an electric shot, then electric impulses go through your body. Ek weet ek is nog reg as ek so sê. Dan word jou hele liggaam gechoke van die impulses wat daar deurgaan. Nou ons moet sulke impulses van die Heilige Gees af ontvang. Die impulses wat deur ons liggaam, ek lees net wat laasweek Sondag nog gebeur. Ons kom by die woord van die Here. Impulses of the Holy Spirit are motivated to pursue the spirit realities. For that sense and reason of the flesh is dead, but the mindset controlled by the Holy Spirit finds life and peace. Verse 7 says, in fact, the mindset focused on the fleshly fights God's plans
and refuse to submit to his directions because it cannot. Not because he's hulle is miskien permantig of opsetlik. They cannot pursue what God wants them to do because you are thinking of the fleshly things. Dis hulle kan net nie. They cannot. That's what the word of God say. En ons is nog by laasweek Sondag se boodskap. Ek sien nêrens 'n timer en ek is dankbaar daaroor. Hallelujah. They cannot fall, no matter how hard they try. God finds no pleasure with those who are controlled by the flesh. As Romans 8, ek lees uit die Passion Translation weergawe. But the Spirit of Christ empowers your life, and you are not dominated by the flesh but by the Holy Spirit. And if you are not joined to the Holy Spirit, the anointed one, you are not of him. As simple as that. Die Bybel sê so, dis nou duidelik so. As jy nie vir Christus is, dan is jy teen Christus. Daar is nie in 'n middelhooi nie. You are either with God, with the Holy Spirit, or you are not with the Holy Spirit. Last week Sondag se boodskap. Ek wil net daar 'n baie duidelike ding doen. Ek het een keer gesê, toe ek gepreek het, of ek weet nie of ek gepreek het of ek met iemand gepraat het, maar ek vertrou die Here. Toe ek gesê dat a lack of godness veroorsaak dat ons, of die minuut wat ons het van Christus in ons binneste, veroorsaak dat ons nie kan kry wat Christus wil hê ons moet hê. Nou, as ons tot bekering kom, dan kom Christus in ons in. Amen, jy stem saam. Amen, daar is dit 'n amen oor, maar dan moet die amen sê, maar dan weet ek ten minste ons is by dieselfde punt. As Christus, as ek bekeerd as ek in Christus, en Christus is in my, so daar kan nie 'n ander ding wees nie. Daar kan nie 'n bietjie Christus in jou wees nie. Of Christus is in jou, of Christus is nie in jou nie. Amen, ons zijn almal saam met dit. Here, ek prys U, want die boodskap van die Here, as ons daarmee saamstem, dan het ek 'n gedeelte van die boodskap van Christus klaar by U duidelik gebring. Voor ek by dit kom. Die hele week praat die Here vir my, hoeveel sit jy in vir Christus? Hoeveel sit jy regtig in vir Christus? Hoeveel verwag ek van Christus en hoeveel sit ek in Christus in? En elke keer as God vir jou iets sê, dan moet jy eyewitness, daar kom ons terug by witness. Elke keer as Christus vir jou iets vra, of dan gaan hy jou toets of jy regtig waar daar is. Hy wil seker maak of jy besef wat jy gedoen het. Kinders skryf eksamens oor, hulle kan verantwoording doen vir wat hulle geleer het. So elke toets wat oor jou lewe kom, is nie altyd die duiwel nie. Dis maar net die Here wat toets of jy nou regtig waar geleer het wat jy moet leer. Nou vertrou jy die Here en toe vat die Here my mos nou hierdie ding en ek moet nog gaan sê, okay, wat doen ek vir Christus? Sonder om, ons wag mos payment van bo af en nie payment van hier af. Of ek weet nie hoe U werk nie. Maar as ek iets vir die Here doen, of iets vir iemand doen, dan kyk ek vir die Here. As iemand my vra, kom help, trek my toch gou, dan gaan soek ek nie by die mense, luister, ek soek R50 vir brandstof of wat nie. Ek gaan en dan gaan trek ek vir die persoon, en dan kyk ek op vir die Here, Here, U moet my seën. Dis hoe dit moet wees, en dis wat God van my verwag. En dit gebeur ook so, dat ek moet vir iemand trek, en ons gaan trek, en ons kom terug. En 'n vriend bel my, en hy sê, Spakie, dit lê swaar op my hart. Ek moet gaan praat oor kanker, Reinhold-Titels. Ek moet gaan praat oor prostaatkanker in Windhoek. Nou, die mense het agree dat ek kan dit virtually doen, want hy vlieg vanoggend Engeland toe, so hy wil nie ry en weer terugkom nie. Maar ek het in my hart gevoel dat ek wil face to face tot hierdie mense praat. Die Here het my geoortuig dat ek face to face toe hier, en die Here het vir my vir jou gewys om mee saam te gaan. En ek stuur vir my vrou die boodskap, want ons is mos een. Here help my. Miskien sal sy nee sê. En sy sê, wow, prys die Here, jy moet gaan. En nou kom ek so dat ek, nou weet ons klaar, as hy 8 uur moet praat in Windhoek, en ons wil Saterdagoggend ry, dan moet ons tussen 3 en 4 ry, dat ons kan 8 uur daar wees. Of betyds daar kan wees, en nie laat daar te kom nie. Nou, Saterdag wil jy bietjie laat lê, en jy wil dinge doen soos wat jy dit wil doen, so die Here allow jou nie om laat te lê nie, want hy wil hê jy moet doen wat hy wil doen. Gehoorsaamheid is beter as offering. Ons kom ook by dit. Nou kom ek so, en ek sy sê, prys die Here, jy moet gaan, en ek stuur vir hom net, hy boodskap sê, gesê, forward ek vir hom, en hy sê, okay, maar dis nie Ali, ons moet met jou kaar saam ry. Ek sê, nee, daar is nie 'n probleem, ons kan met my kaar saam ry, maar nou hoop ek net, die man moet nie nog vra, dat ek nog met petrol ook moet ingooi.
If you trust God to do something, then you must be willing to do something back. Or to be tested, so that God can see you are willing to do whatever He said. God cannot be inside of something that says, not God. En nou, maar verstaan my toch mooi asseblief mense. Ek wil jy moet dink hoe ek sal nooit daarby kan uitkom nie. Maar as Christus nie in u is nie, kan daar nie jy kan nie iets anders het en of vir Christus in die binneste. Jy het vir Christus in die binneste en jy is mens en jy maak foute, maar jy het vir Christus in die binneste. Dis die belangrikste ding. Dis hoekom ons moet dagliks bekeer, want elke keer as ek myself bekeer, elke keer as ek vandag sê, ek vergewe my, Here vergewe my vir wat ek vandag gedoen het en jy maak dit 'n lifestyle van u, dan you putting God back into you. You putting God back into you. Deur jou dagse lewe mag jy dalk 'n bietjie terugval en dinge doen wat jy nie moet doen nie, maar dan sit jy elke keer vir Christus terug. Niemand dwing ons om te bekeer nie. Daar is ook 'n amen oomblik, of sê my saam. Niemand is hier gedoen nie. Pastor Samuel Frans het niemand gevra, luister, julle moet, hy het geroep, kan julle toch asseblief tot bekering kom, maar hy het nie gesê, jy sal bekeer nie. Amen. Soos die Here met Paulus gemaak het. Maar dis belangrik. Ek wil net hier 'n paar goedjies uit die weg uitryp, dat dit kan kom by die boodskap wat ek wil graag, wat die Here wil graag hê ek moet bedien. Ek het op hierdie papier geonderstreep, dat ek moet sê, voordat ek begin, dat ek net kan dogtydigheid. Ons ken almal die Onse Vader, wat in die hemel is. Laat die naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. En laat u wil geskied. Moenie dit vergeet, hy is geonderstreep hier. U moet dit onthou. Laat u koninkryk kom. Hoe lyk die koninkryk van Christus vir u? Is dit iets daar ver? Waar is die koninkryk van Christus? As Jesus dan in my binneste is, dan moet die koninkryk van Christus mos hier wees waar hy woon. Waar u woon, waar Christus woon, is sy koninkryk. So as ek bid, Here, laat u koninkryk kom. Laat die koninkryk kom. Dan moet die koninkryk van Christus mos in my wees waar hy woon. En die Here woon mos in my. Amen. Ons het dit duidelik. Amen. Prys die naam van die Here as ons dit het. Maar ek wil graag by die plek kom. Reinhold ry toe gister en nog verder in die storie. Ons ry toe gisteroggend so toe ons hier by Swakop 3 ry ons hier vanaf en ons kom toe daar aan die kant en ons kom sit en ons is gereed en die mense is georganiseer en alles is uitgesaad. Maar die plek raak nie vol en hulle sê nee, wag net tot 10:00 toe dat hulle kan begin. En die mense kom maar daar is soveel mense nie en ek begin dink onmiddellik nou maar as ons al hierdie moeite gedoen het vir hierdie paar mense. Toe die man daar bo gaan staan, hy gaan staan agter, daar waar hy moet praat. En hy sê, if one person get touched by what I'm saying, then it was successful. So if one person get the word of the Lord today, en hy maak verandering, hy kan swak op, moet nie staande bly nie. Dis wat belangrik is. Ons het gery en ons het teruggekom en ons was 5 uur terug. You need to do what God wants us to do. That's important. We only need to do what God wants us to do. Om terug te kom, my boodskap is in Handelinge 4. Ons begin by Handelinge 4, vers 34. Want niemand onder hulle was behoeftig nie. Handelinge 4, vers 34. Ek sal jy 'n geleentheid gee terwyl ek my water oopmaak om daar uit te kom. En dan bly net om na Handelinge 5, vers 14 ook. Pastoor was veronderstel om hier te wees vandag. En nou is pastoor hier. En ons Handelinge 4 vers 34. Want niemand onder hulle was behoeftig nie. Want almal wat besitters van grond of huise was, het dit verkoop en die prys wat verkoop is, gebring en aan die voete van die apostels neergelê en aan hulle elkeen uitgedeel volgens wat hy nodig gehad het. En dan kom ons by vers 5. Maar 'n sekere man met die naam van Ananias het saam met sy vrou Safira 'n eiendom verkoop. En ook
met die medewete van sy vrou, met die medewete van sy vrou. Man, as julle manne, vroue het, hulle moet met die medewete. Met die medewete van sy vrou, van die prys agtergehou, en 'n sekere deel gebring, en aan die voete van die apostels neergelê. Toe sê Petrus, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul, om vir die Heilige Gees te lieg, en van die prys van die grond agter te hou? As dit nie verkoop was nie, het dit nie joune gebly nie? 'n vraag. As hy nie die grond verkoop het nie, dan was die grond nog steeds Ananias en jy verstaan dit ook soos ek dit verstaan. So hoekom het jy dit verkoop met die wete dat jy dit verkoop het om die Heilige Gees te gee? Of vir die mense te gee om die dinge te doen? En verkoop, oké. Waarom is dit dat jy hierdie sak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir mens gelieg nie, maar vir God. En toe Ananias hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterf. En 'n groot vrees het gekom oor almal wat dit gehoor het. Daarna het die jong manne opgestaan en hom toegedraai en uitgedra en begrawe. En na verloop van 3 ure kom sy vrou in sonder om te weet wat voorgeval het. En Petrus het haar aangespreek en sê vir my of julle die grond vir soveel verkoop het. En sê ja, vir soveel. En Petrus het sê vir haar, waarom het julle ooreengekom om die Gees van die Here te versoek? Kyk die voete, ander vertaling sê, hulle die voetstappe van die jong manne gehoor wat teruggekom het. Die voetstappe van die wat jou man begrawe het, is by die deur. Die voete van die wat jou man begrawe het, is by die deur, en hulle sal jou ook uitdra. En toe val sy onmiddellik aan sy voet neer en sterwe, en die jong manne het ingekom, en haar dood gevind, en haar uitgedra. Ek lees die hele vers, ek wil nie later sê, ek het nie vir julle gesê nie, en uitgedra by haar man begrawe, en 'n groot fees het oor die hele gemeente gekom, en oor almal wat dit gehoor het, en deur die hande van die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind, en hulle was eendragtig saam, soos in die pilaargange van Salomon, en daar was niemand van hulle wat dit gewaag het om hom by hulle te voeg. Daar was niemand van hulle wat dit gewaag het om hom by hulle te voeg, maar die volk het hulle baie geëer. En daar is meer en meer gelowiges in die Here bygevoeg, menigte manne sowel as vroue. Dit is intentional dat ek die hele skrif lees. Dit is opsetlik dat ek die hele skrif lees. Want dat wil tuis by u bring, of is vir God, of is teen God. Hoe lyk ek as ek by die kerk uitbeweeg? Pastoor het so 'n paar vrae vir die young adults gevra, en ek het gewonder, want toe gaan pastoor nou hier met my boodskap. Maar hoe lyk ek as ek by die kerk uitstap? Hoe lyk ek as ek by my werk instap? Hoe lyk ek as ek by my broers en my susters kom? En hoe lyk dit as dit by iemand anders kom? As ek 'n getuie van godsaligheid, of as ek Christus wat ek by die kerk is? Verteenwoordig ek vir Christus? Ek en Reinhold het dieselfde gesprek gister in die kerk, in die kar, en die vraag word gevra, wat sien mense as hulle my sien? Ons het dan vir Christus Jesus in ons binneste, soos ons pas geerken het, dat Christus is living within me. So die Here is met my as ek werk toe gaan. Want ek kan nie vir my binneste, kan ek nie agterlaat, en dan beweeg ek vorentoe nie. So as ek by die werk kom, is Christus binne in my. So waarheen vat ek vir Christus? Ok, nou kom jy by 'n gesprek waar mense sit, en hulle drink en hulle vloek, en hulle gaan te kere, maar ek sit net hier, ek doen nie daai nie. Wat laat sien u vir Christus? Wat veronderstel is om in die binneste te wees? Wat veronderstel is om saam met u te wees? U sit in 'n gesprek, en mense praat van u pastoor en die pastoorspaar, en u praat net saam, nee, maar dis tog nie reg wat pastoor gedoen het nie. Wat laat luister u die Heilige Gees? Waarheen vat hier die Heilige Gees? En nou kom ek terug by die feit dat ek salieer hulle. Christus het hulle in die posisie gepas. Ek sien hierdie ding af, wat iemand het dit voorgesit, en die soldaat kom, en die ander ene kom stap verby, maar die ou met die hoë rank,
Hy sit en die ander ene kom stap verby. En toe hy verby stap, toe sê hy, kolonel vir die ene, sergeant, respect the rank, not the person. How are we respecting our pastor? Praat ons saam as mense praat, dan het ek geen respek vir hierdie paar wat hier, hulle moes hier gewees het vandag, dan het ek geen respek vir hulle, en ek het geen respek vir die Heilige Gees nie, want God het hulle hier geplaas, en wat doen ek? Ek praat lekker saam, as mense sê, maar dis nie reg wat pastoor maak nie. Waar is die Heilige Gees, wat moet in my binneste wees, en my moet stop, want God is lankal nie meer in my binneste nie, oor my doen en laat is. Die Heilige Gees moet 'n plek vind in my binneste en hy moet my kontrol, want die woord van die Here het gesê in die vorige skrif wat ek gelees het in Romeine 6 het dit gesê dat God is in ons. En as God nie in ons is nie, dan is ons vleeslik, en as ek vleeslik is, kan ek nie vir die Here behaag nie, en is dit onmoontlik om vir God te behaag, want jy kan nie, want God het geen behaag in die fleshly things nie. Skinder is 'n vleeslike ding, reg of verkeerd. Om te praat is van iemand anders is 'n vleeslike ding, dit kan nie reg wees nie. Doing what the Holy Spirit wants us to do is the godly thing to do. Ja, kom ons kom terug by die werk. Ek gaan werk toe en ek sien hier lê 'n pen. Kom ons vat nie 'n groot ding nie, man. Kom ons vat iets steel mos hier. Jy vat 'n pen wat by die werk is. Is nie goddelik om my pen te vat nie, want dit behoort nie aan u nie. U moet vir God represent in alles wat u doen. Ons is te maklik om te sê, ek is Sparky die persoon. Sparky die persoon is nie die persoon wat Christus wil hê u moet wees nie. Because I can only be a small God. Nou het ek julle seker uitgebou. As jy sê jy is 'n Christen, dan is jy 'n klein goetjie. Want jy verteenwoordig vir die Here. Ek kan nog nie lieg as ek dit sê, as die woord van die Here dit sê nie. Ons is te maklik om te besef dat you are God, because you're representing God, and God is living inside of you, so you are God. Nou, kom steel God dan so baie? Here, help ons. Hoekom skinder u wat dan vir God represent so maklik? Hoekom het ons die vrees nie? Hoekom lewe ek nog? En ek word nie Ananias wat moet neerval nie, because we are not fearing God, the living God, die almagtige groot God. Ons het geen vrees vir hom nie. Dis hoekom ek kan doen wat ek doen wanneer ek dit doen. Waarvoor sit lekker die Heilige Gees as dit by u kom? Waar sit die Heilige Gees as dit by u kom? Laat die koninkryk kom. Laat die koninkryk kom. Here, laat die wil geskied. But I'm doing what I want, whenever I want and how I want. Ek gee my geld soos ek lus het, wanneer ek lus het en vir wie ek lus het. En ek vergeet vir alle praktiese doeleindes dat die Here het my 'n steward gemaak vir sy goede. En ek vergeet dit maar net vir alle praktiese doeleindes. Om myself te behaag of waaroor vergeet ons dit? Ons weet presies wat ek verkeerd doen, wanneer ek dit verkeerd doen, en hoe ek dit verkeerd doen. Ons weet dit. Manne, wees lief vir julle vrouens, julle eie vrouens, nie ander man se vrou loop verlief wees nie. Wees net lief vir jou eie vrou. En vrouens, gehoorsaam julle manne. Jou man. Jy is meer gehoorsaam vir pastoor. Jy moet eers by jou man begin, vrou. Begin by jou man. As dit nie dat daar 'n benoudheid in my binneste, as ek besef hoe ligsinnig ek die Here dien, daar is 'n benoudheid in my binneste, as ek besef, ons het nie die erns van die sag, besef ons nie regtig. Waarin vat ek vir Christus? Hoe vat ek vir Christus en wanneer vat ek vir Christus? En dit is dit maar alright, want ek is nie nou by die kerk, ek is nou by die werk. U beledig die mense wat onder u is. Want u is nou by die werk, ons is nou by die werk, ons is nou nie by die kerk. So julle moet nou verstaan, hierdie is Sparky, hierdie supervisor, so jy sal moet weet hoe staan en praat jy met my. Maar jy verteenwoordig vir Christus.
En maar doen alles wat jy doen, ten verheerliking van Christus, ten alle tye, ten alle tye, ten alle tye, ten alle tye. As jy wil sondig, ten tyd as jy wil ook sondig. As jy wil sondig, roep jy tot gehoorsaamheid en wees opsetlik, intentional about it. We cannot do it, dis things. Hoekom sukkel ons so om vir u by die kerk te kry? Christus wil daar wees waar die ander mense is. Hy wil daar wees, hy wil nog mense inbring. Christus, die Heilige Gees, wil hê u moet nog doen en nog doen en nog doen, maar u moet gestootstart word, of ek moet gestootstart word, om net op te dag. Waar is die Heilige Gees wat in die binneste is? U het dan bekeer. U is dan 'n kind van die Here. U het dan doen dan wat die Here wil hê u moet doen. Waar is Christus dan, as u lê en u is lê? Want ons is so skerp om 'n verskoning uit te dink. Die verskoning uitdink is ook die afvalligheid tussen hierdie af. Here, gee my krag. Rabosie. Heilige Gees. Heilige Gees. God raak bekommerd oor swak op moed. Because we are doing this. Daai kant is die Heilige Gees. Ons doen net dit. Op Sondag as ek by die Heilige Gees, as ek by die huis kom en sê ek het julle nie nou uit die kerk uit gekom nie. Terwyl ons moet dit doen, sodat die Here ons kan vat na die volgende level toe. Terwyl ek moet aanbeweeg, sodat God my kan na die volgende level toe vat. Die Here moet ons vat na die hoogtes toe. Hy moet aan ons bekend maak die grondelike dinge, dinge wat anders nie gesien het nie. Maar hy kan nog nie, want ons is te sligsinnig, ons is te kinderagtig, ons is te kleinlik. Heilige Gees, Heilige Gees, Heilige Gees. Gevuld with the Holy Spirit. We must be filled with the Holy Spirit. Every day we must fill it up with the Holy Spirit. But what are we doing? Ek het gister ook gehoor dat een van die dinge dat God gebruik ons op verskillende maniere, die vyfvoudige bedienings. Miskien is u die pinkie en ek die vinger, maar ek die vinger wil die pinkie wees. Dis ook 'n ander probleem. Ek kan nie anders ter preek nie. Want die Heilige Gees gebruik my net soos hy my hier gebruik. I cannot be somebody else because I was created like God for this. Pastoor sal môre weer sal smeer of ander. Ag weer sal smeer. But that's why God created me to be. I cannot ask excuses of ek kan nie vir jy verskoning vra vir wie ek is nie. Die Here het my gecreate en hy maak my benoud. As hy vir u 'n woord gee, dan maak die Here vir my benoud oor die toestand waarin ek is en ek moet dit vir hom gee. Vir mense gaan sê hoe hy voel oor die feit vir hoe ek is. Ek hoop jy verstaan my. Ons kan nie aangaan soos ons aangaan nie. As jy al ooit in die verlede, ons kan net nie aanmaak sê nie. As jy dit nog nie gehoor het nie. Pastoor Samuel Frans en ons Benita Frans is die hoof van hierdie kerk. En hulle is onze captains in dis. Onder leiding van die Heilige Gees. So Heilige Gees kom eerste by hulle. U het dit gehoor nou. So salieer hulle en respect the title. Ek sê nie disrespect vir Samuel en Benita nie. Ek sê dit ook, jy moet ook nie môre loop sê lelik wees en dan sê nee, dit was Samuel gewees. Dit was nie vir die titel nie. Daai twee kan ook nie los van mekaar afgemaak word nie. Pastoor het een keer gepreek dat daar's mense wat afvallig geraak het en dan as jy nou in die straat loop is ek nou in die straat loop is, nee, wat pastoor het vir my gesê. Daar's een ding wat jy nie kan doen as jy klaar pastoor is nie. Jy kan hom nie wegvat nie. Jy kan pap dronk ook wees as sal jy ons sê, "Jy pastoor Spakkie." Jou afvalligheid kan nie eens die pastoorskap wegvat nie. So how can we split this Samuel from the pastor? Or Bonita from the pastor? We cannot. We need to salute them. We need to respect them. We need to do what God wants us to do. Because they are the pastors. En nou kom ek terug. Amen, Suster Nicola Vrye, harde amen. As hulle sê, dag op vir die kerk. Manne, kom kerk toe. Wat doen u? Salieer u hulle?
Of daar is al die afkondigings wat hier van vooraf kom. Korrigeer my as ek verkeerd is. As daar gesê word, Young Heralds kom by Spakkie se huis by mekaar en die jeug kom by Broer Donald se huis by mekaar, het niks met Spakkie of Donald te doen nie. Dit het met Pastor Samuel Frans en Sister Bonita Frans te doen. You not being there is disrespecting them. And if you're disrespecting them, you're disrespecting the Holy Spirit. Because they are, the Holy Spirit is anointed them to be there where they want them to be. Amen. Ek kan maar nog 'n amen sê. Al wil jy nie, sê amen, want dit is die waarheid. Pastoor moes nie vandag hier gewees het nie, maar ek kan nie, dis die woord van die Here. Ons kom nader by die nagmaal ook, dat jy ook kan weer bekeer voor jy by die nagmaal kom. En pastoor het gesê, ek moet die nagmaal hou. Halleluja. Ek doen wat ek gesê word, ek staan onder gesag. Ek ken hoe om onder gesag te staan. So leer van my af, Here, ek prys U. Is goed om nie te hoor lag daaroor, maar die erns van die saak is ook daar. If somebody told you to do something, and that's two persons is there sitting there telling you to do that, please do that. Because your obedience, waar kom ek lees vir U, wat sê die Bybel van gehoorsaamheid? Dat ek nog nie lieg of jy nie sê, dat ek praat goeders hier, wat die Bybel nie sê nie. 1 Samuel 15. Julle kan maar sê, ek kan nie lees, ek lees. 1 Samuel 15 vers 22 sê, en daarop sê Samuel, hoor julle wie praat, Samuel. En daarop sê Samuel, die Here het die Here behaag in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here? Vraagteken. Kyk, om gehoorsaam te wees, is beter as slagoffers, om te luister, beter as die vet van ramme. You guys are thinking that you give something that you can pay, or you can keep us quiet or something like that. Ons sal net vir U vra, hoe gehoorsaam is U werklik? U moet die offering gee. Ons hoef nie eens te, Here, prys die naam van die Here vir hierdie ding wat die Heilige Gees nou my openbaar. Ons hoef nooit weer te boodskap te hê oor die tiendes en offerande. Ons hoef dit nie te hê nie, as U net kan gehoorsaam wees. Al hierdie ding wat moet voorgepraat word oor gee, hoef nie plaas te vind as U net gehoorsaam is. Then you will automatically give what belongs to God. Here, help me. U moet gee wat aan God toekom. Ons vra nie eens vir U om vir U geld te gee nie. Ons vra vir U om te gee wat aan die Here behoort, en U moet gehoorsaamig wees. Heilige Gees, Heilige Gees, Heilige Gees. Hoor U nie die Heilige Gees? Hoe word U nie bekommerd oor die Heilige Gees wat aan mekaar met U praat nie? Nou gaan draai ons ook jou storie soos by die huis kom. Ja, hy Spakkie het seker weer iets van my gehoor. Dis hoekom hy nou vandag so praat soos wat hy lus het. Is die Heilige Gees wat U aankla? Nou U skuldgevoel is ook my skuld. Here, help my. Ek kan nie. Halleluja. So elke keer as jy nou, as ek hier bo gestaan het, en jy gaan by die huis en gaan sê, Spakkie het so gesê, loop, doen ondersoekend, hartsondersoekend, vind uit, wat sê die Here vir U? Amen. Heilige Gees, Heilige Gees, Heilige Gees. That's all. I'm taking the Holy Spirit wherever I want. Ek loop 'n mors om, ja. Die Heilige Gees sal met dankbaarheid saam met Wally gaan, as sy weet, sê met haar vriendin loop haal by die bar, en iets beteken vir iemand wat binne in die bar sê, Spakkie wil ander sê nie, of whatever, ek sê nie, dat u nie moet bar toe gaan, om die vriendin, vriend van nabye te wees, of uit die helheid te loop haal. Pastoor en Giovanni was binne in die bar, by die drinkplekke, hulle het hulle oog heilig hou nie, want die Holy Spirit is of in them. En dis 'n goeie plek om die Heilige Gees heen te vat. Nie om daar te loop sit en te loop sê, ja wat, ek verstaan ook hier hoe ons pastoor
Sy kop werk nie. U hoef nie dit te verstaan nie. Hy moet met die Here connect en vir u sê wat u moet doen. En vra die Heilige Gees, gee tog ook vir my insaag om te weet wat wil hierdie man hê. Laat ek hom ook kan verstaan. En dan kom jy dikbek, maar jy kom. Ek het al baie kwartiere opgedag. Maar kom. Dag op. Obedience is better than sacrifices. Ons kan doen soveel goede sacrifice. That was just obedient. Die Here het vir ons gister geleer dat dit maak nie saak of jy sal vol is of leeg is nie. Wees jy net gehoorsaam. Whatever I tell you to do. Just you do whatever I say. En die Heilige Gees connect verskillende mense op verskillende maniere en sê hulle dieselfde ding. As dit kom dat iemand vir my kom sê en ek vra my metgesel, hoe lyk dit dan? Sal sê amen, jy moet gaan. Want die Here het klaar dit uitgesort. Niemand het ons niks gegee nie. Die mense aan die ander kant het ons daarom 'n waterbottel gegee. Maar ons het kom terugry met 'n leë waterbottel. Ten minste dat ons daar was. But it doesn't matter. Ons was gehoorsaam. Die linkerhand het nie geweet wat die regterhand doen nie. Ons was net gehoorsaam in wat Christus gesê het ons moet doen. En ons kan vir jare praat vir wat ons gesprek was in die kar. Vir die eerste keer in 'n lang tyd het ek swak op by tot in Windhoek en weer teruggery en al wat ons oor gepraat het was die Here. 4 ure af, 4 ure terug. Awesome tyd met die Here gespandeer. Waarom worry jy oor wat die mense wie daar aan die kant opdaag? Wees u net gehoorsaam aan wat God van u verwag. Nothing else matter. Obedience. Ons kan nie die Heilige Gees met die Heilige Gees speel nie. Hy is groter as wat ons dink. As jy gedink het die Heilige Gees is groot, multiply dit vir 1000, dan is dit nog nie groot genoeg om te besef hoe groot is die Heilige Gees. He knows what I'm going to say, how I'm going to say it, and when I'm going to say it. Before I was even born, he knows the state that I will say now. Hoe kan u met hom saam kom kompeteer en nog wil vir hom sê, maar dit is tog eers so. Los hierdie verskonings en doen net wat die Gees van God wil hê ons moet doen. We need to have a desperate in our hearts, daar moet 'n desperaatheid in ons binneste kom om die Heilige Gees te doen, om eers die Heilige Gees te plaas. There is no other thing. Joshua die kind van God. Daar is nie iets anders nie. En as ons nie kan die Gees van kind van God nie kan met die koppel, die naam koppel nie, dan is die kind van die duiwel. U is nie tussenin nie, ja, ek is nog besig om daar te kom nie. Daar is nie so 'n ding nie. Hoe kan u nog by die Here wil uitkom terwyl u gaan bekeer het en die Here het in die binneste ingegaan? U is klaar by die Here of u is by die duiwel. Wat sê die woord van die Here? As hy lou is, dan spoeg hy ons uit. Dit is 'n onaangename ding. As hy nou swak op mond is en hy gaan stort toe. En hy water is nie warm nie. Hy kan maar liewer koud gewees het, pastoor. Dan het ek geweet hoe my liggaam, maar nou kry jy bietjie warm, bietjie, jy weet nie wat jy het nie. Die stort, set die swaai jou nie soos wat jy moet, jy was nie eens wat jy moet was nie, want daar is nie genoeg hier, dis nie reg nie, en dis wat die Here sê van Louis, jy is nie reg nie, jy is 'n irritasie vir die Here as hy lou is. Dit kan nie iets wat aangenaam moet wees, om in die teenwoordigheid van u te wees, van die Heilige Gees om deel van u te wees, iets wat moet aangenaam wees, iets wat moet lekker wees, refreshing wees, vernuwend wees, raak vir God 'n irritasie. Die duiwel worry nie eens meer dat u hoef afvallig te raak nie. Jy moet net lou wees, pastoor het hy gepreek. As hy lou is, dan is hy klaar die, waar God wil hê nie, is vir God 'n irritasie. Ons nodig die Here. Ons nodig die Here. Ons nodig die Here. Ons nodig die Gees van God. As al wat ons nodig het, is die Here. Ons kan niks anders doen as om naby Christus te kom. Die Heilige Gees moet ons lei en moet ons vat waar ons moet wees. Die Heilige Gees moet vir ons weet en ons moet stop om hierdie onnodige goed te doen. Want ons weet, dit is nie van Christus af. Dit moet ons net stop, ons moet dit net stop.
Ons moet stop om hierdie geldgierigheid wat ons het. Ons moet stop om hierdie te dink ek is beter as die volgende persoon. Ons moet stop om te dink ek beteken iets. Ons moet stop om nie te wees wat God wil hê ons moet wees nie. Die oomblik as ek dink ek is beter as Alex omdat ek 'n paar rand in my bank het, dit maak my afvallig en dit maak dit God nie kan vir my gebruik nie. The Lord cannot use you. Die Here kan nie gebruik nie. Dis tog wat die ding gesê het. As jy nie vir Christus is, dan is jy teen Christus. Christus kan nie vir u gebruik nie, omdat u nie met hom is nie. Because you are fleshly desires, then God cannot use you. There's a difference between having om 'n visie te hê of om 'n begeerte te hê en om wat anders te lewe as wat hy is totally different dan om te wees geldgierig te wees of fleshly desires te hê. That's different. We need the Holy Spirit. We need the Holy Spirit. Ons nodig U, Here. Ons nodig U. Wat laat ek die Heilige Gees hoor? Waarheen vat ek die Heilige Gees? Waartoe vat ek die Heilige Gees? En wat doen ek met God se opdragte? Hoe doen ek God se opdragte? Dis die Handelinge kerk was die kerk waar vir ons na strewe om na te wees. Dis waarna toe ons wil graag gaan. As dit by die Handelinge kerk gebeur het as iemand te oneerlik is en hy sterwe, wat verhinder vir u om nou ook te sterwe? Wat verander u? Wat maak vir u so spesiaal dat u nie Ananias kan wees nie? Because we know that we're doing wrong. Ons weet hoe gee ons tiendes. Daai man het nie die Here se grond geverkoop nie. Hy het sy grond gaan verkoop. En toe hou hy van sy geld terug om vir Christus te gee as ons nou menslik wil daaraan dink. But just because there was something said, hierdie kerk glo aan tiende gee. Hier in die kerk gee ons 'n tiende van wat ons inkomste is. As u gaan besluit, u wil net 'n stukkie gee van die tiende, dan sit u jouself in die plek van 'n Ananias. Is ek verkeerd as ek dit sê? Dis presies wat gebeur. We need the Holy Spirit. Ons nodig die Gees van God. Ons nodig die Gees van onderskeiding. Ons het nie eens Gees van onderskeiding nie, want hoe kan ons onderskei met die Gees as die Gees nie in ons is nie? Hoe wil ons dit reg kry om te sê, Here, gee my tog 'n gees van onderskeiding. Daar praat die Heilige Gees om bloem, want u het ander goed wat hy moet wees. Iets anders is in die binneste van u, waar die Heilige Gees moet wees. Because die onderskeiding moet die van binnekant afkom, waar hy vir Christus geplaas het. Die onderskeiding moet die van binnekant afkom, waar hy vir Christus geplaas het. Amen. As hier dalk iemand is in die kerk wat nog nie gebekeer is, ek het nog met die bekeerlinge gepraat, wil ek eers vra dat jy moet vorentoe kom, dat ons nog vir u bid. Want die is nog 2 stappe terug, en dan kan ons terugkom by die wat voel, ek is regtig waar die wat Christus wil hê, ek moet nie. Pastoor is gereed om vir u te bid, en ek kan nie net kom, want ons wil gereed maak vir die tafel, en as ons wil daarby uitkom, moet ons self ondersoek instel, hand in eie boesem steek en vra, Here, kan ek van u af ontvang? Here, kan ek van u af kry? Gees van God, ek is jammer dat ek hier tot hier toe so raad om die oë gedraai terwyl jy alom teenwoordig is en terwyl jy alles weet. Ek vra vergifnis, Here, vir wat ek gedoen het en hoe ek dit doen en wat ek verkeerd doen, hoe ek 'n ander persoon raak as ek by die werk is en 'n ander mens is, omdat ek dink ek is beter as die volgende persoon. Here, help my net. Wees vir my, God, kom ons staan. En ek dink omdat ons almal kinders van die Here is, u ken die saak, u weet waar u staan en u kan die hand in eie boesem steek, u verstaan u self. Dan sit u hand op u eie hoof en dan praat u met die Here. Dan vertel u vir die Here, ek was nie getrou genoeg nie. U vertel die Here wat die probleem is. Moenie myne luister nie, vertel u vir die Here self. Here, ek het nodig u, omdat ek nog net gedeeltelik by u is.
Help my om ten volle by U te skyn. Help my om alles vir U te gee. Help my net, Here Jesus, om hierdie onnodige sondes, wetende sondes te doen, terwyl ek weet dit is nie reg nie. Vergewe my, Here. O Vader, ek kom voor U. Heilige Gees, ek nooi U om in my binneste kom woon. En ek vra U om my tog asseblief te sê waar ek verkeerd gaan, dat U met my lei, laat die plekke waar U wil hê ek moet gaan. Kom aan, praat met die Here. U ken nie beter as ek wat ek U ken. Ek nodig, Here Jesus, insig en understanding. Ons het vroeër gebid, Here Jesus, dat U ons moet wysheid, gee my wysheid, wat alle verstand te bowe, my eie verstand te bowe sal gaan. Gee my net wysheid, Here Jesus, om te doen wat U wil hê ek moet doen. Dat ek die regte ding sal doen, Here Jesus, asseblief my koning. Help U my. Lei U my. Is daar iemand wat sy hart wil vir die Here gee? Is nog steeds vry om vorentoe te kom as hy voel. Niemand moet met U bid. Maar dankie, Here, vir U genade. U het nog tyd om vorentoe te kom. As jy nie kom nie, dan aanvaar ons dat ons is reg om na die tafel te gaan. But I want to be in the presence of you, Lord Jesus. I want to dwell in your presence. Here, ek wil nie irritasie vir U wees. Ek wil hê met 'n joyful heart moet U met my maaltyd hou. Met 'n joyful heart moet U vir my doen en sê wat ek moet doen. Hoe ek dit moet doen, Here Jesus, asseblief, Here. Wees toch vir my 'n God van nabyheid. Kom en dek my toe met die kosbare bloed. Help my om gehoorsaam te wees in alles wat ek doen. Help my, Here Jesus, om U eerste te plaas, sodat ek kan doen wat U wil hê ek moet doen. Sodat ek kan U naam kan groot maak. Sodat ek kan die wêreld vir U kan win. Sodat die jong mense wat daar buite is, nader na U toe kom omdat hulle vir my sien. Omdat hulle vir my sien. Dat ek kan vir iemand wees, Here, 'n God van nabyheid. Dat ek kan vir iemand wees, Here, dit wat julle in die geringste doen, dit doen julle aan my. Sodat ek kan vir hy in die geringste kan doen. Sodat ek kan vir U kan verteenwoordig, 'n ambassade te kan wees van U. Asseblief, Here. Help my net, Here.